Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Martin Buber het gesê, all real living is meeting. Toe ek het gehoor het ek gedink daaroor. Daardie frase het by my gebly. En ek dink dit is so. Dink aan die grootste oomblikke in jou lewe. Wat was dit gewees? Ontmoeting. En dalk 'n baie vreemde soort ontmoeting. Een van my vriende vertel vir my dat hy onder die water was. Hy het gescuba duik en hy het 'n ondervinding gehad met 'n haai wat sy hare laat rys het. Hy sê maar in daai oomblikke is dit asof alles in slow motion gebeur het. Hy sê hy kon voel hoe sy hartklop versnel, sy pupille vergroot en daar 'n verheldering plaasgevind het. In alles wat hy sien, dit was technicolor gewees. Dit was asof tyd stil gestaan het. En in daai oomblik het hy ervaring gehad dat hy deel is van die skepping. Dat hy deel is van alles wat daar is. Daardie was 'n ek-dit ontmoeting gewees. En Martin Buber sal dit beskryf en sê that the it became a thou. Weet iets soos Moses se ondervinding by die braambos. Die dit het 'n ek geword. Want jy weet, die hele skepping word deur God onderhou. Hy is in alles, teenwoordig en werksaam op 'n manier. En daardie bewussyn het sy lewe verander. Daar is 'n probleem in die tyd waarin ons leef. Martin Buber sê dat ons draai dit om. Ons maak dit alles en ons reduseer elke verhouding waarin ons staan tot 'n ek-dit verhouding. Selfs met God. God word iets. 'n energie, 'n intelligensie, 'n krag, 'n nalatenskap, 'n iets. En ek leer om by die reëls te bly sodat ek kan kry by hom wat ek wil hê. Dit is baie onpersoonlik. Weet, en die gevolg daarvan is dat die Here vir ons net waarde het omdat ons iets by hom kan kry. En wanneer hy nie meer vir ons gee wat ons wil hê nie, dan kyk ons na iets anderster. Dit is nie die verhouding waarin ons geroep word om in te leef nie. Elke gebroke verhouding bring verdeeldheid. Elke herstelde verhouding bring heelheid. En dit is een van die goed wat die Here vir Israel sê, dat julle moet goed luister na wat ek vir julle sê. Dit beteken dat die Here hulle uitnooi na verhouding toe. Luister na wat ek sê. Ek weet nie aan watter toon jy die woordjie luister hoor nie. Julle beter luister, anderster gaan julle moeilikheid hê. Of kom luister na my. Kom deel in my lewe. Dis ontmoeting, dis konneksie, dis verhouding. Met jouself, met ander, met die natuur. Ons leer God ken. Nie net in 'n verhouding met homself, in 'n omgang in gebed, maar ook in sy immanente werk, ook in ander mense, ook in die natuur. En daardie verhoudings kan net so intiem en intens raak as enige ander verhouding waarin ons staan. So hier is die uitnodiging, dat ons moet gaan na dit toe wat is. Al die verhoudings waarin ons staan, in alles wat is, die ek, u, ek, jy, ek, dit, ek verhouding, is almal belangrik.
En dat ons as 'n geheel mens benadering moet hê. Nie eensydig net met klem lê op een aspek nie. Maar wanneer ons dit almal bymekaar bring, verenig, bevorder ons heelheid in ons lewe. Dis een van die groot lesse wat die Here gesê het, ek vandag vir julle wil inskerp vir die Israeliete. Dat dit is die manier waarop julle moet lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons U woord het wat 'n lig is vir ons pad. Help ons om te dink, te besef, te aanvaar, te glo dat ons verhoudingswesens is. En dat U ons gemaak het om in 'n diep verhouding te leef met U, met mekaar, met die natuur, met die wêreld. Herstel hierdie verhoudings, bring alles bymekaar in ons lewe. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.